Here, as ons vanoggend voor U so by mekaar is, Here, dankie dat ons kan weet, dat in ons donkerste donker skyn U lig nog steeds. Dankie dat ons kan weet, daar is niemand soos U. Nie in die hemel nie op die aarde nie. Here, daarom wil ons vanoggend kom bid, soos ons gesing het, maak oop die oë van ons harte, van ons gedagtes, Here, maak oop ons ore, sodat ons kan hoor, sodat ons kan sien. Here, sodat ons kan sien, hierdie vertrek is nie net gevul met mense nie. Hierdie vertrek is gevul met U Gees en U engele, en U is hier. U is by ons, U is om ons, U is in ons. Here, en U het vanoggend met ons afsprake tyd, wat U saam met ons wil spandeer. Here, U het 'n boodskap wat U wil hê ons moet hoor. Here, U sê in U woord, die wat ore het, moet hoor. Here, dit is soos 'n ma wat vir haar kind sê, gebruik jou ore. Jy het hulle, gebruik hulle. Here, dit wil U vanoggend van ons kom sê, maar U wil nie hê ons moet net met ons aardse ore hier aan die kant van ons kop hoor nie. U wil hê ons moet met ons harte hoor, met ons gedagtes hoor. Ons moet U waarheid moet insak, diep in ons harte, in ons gedagtes, en wortel skiet en groei, sodat ons kan verander. Here, U ken elke mens hier vanoggend, elke man, elke vrou, elke kind. Here, U ken ons deur en deur. U weet wat ons pla, U weet wat ons hartseer maak, wat ons opgewonde maak, wat ons huidiglik ons grootste bekommernisse is. Here, ek wil vra dat U ons sal kom ontmoet daar, op daai plek. Ons sal kom bemoedig, ons sal kom inspireer, ons sal uitdaag. Dit bid ons, Here, in U naam alleen. Amen. Baie dankie, kom maar sit. Louis, kan jy vir my water bring asseblief? Hierdie is nog laas Sondag se water. Dankie Johan. Nou dat Johan nie verbystap en Louis op pad is, Dinsdagoggend toe ons manne, terwyl ek nou wag vir my water, Dinsdagoggend toe ons manne, en die eerste 4 mans wat ingestap het, was almal Johan. So Johans is altyd op tyd. In elk geval, dankie Louis. Jou tweede naam nie Johan? Johannes, close. Nee. Jy het daai extra bietjie nodig. Ek het dit nie nodig nie, ek kan net Johan wees met 2 n's. Ek het die extra dat ek aan die gang kan kom. Right, in elk geval. Klaar twak gepraat. Nou, welkom almal. Welkom almal wat via die video aansluit. Wat 'n voorreg. So lekker om weer baie mense te sien na die skoolvakansie. Welkom almal terug. Ons het nie gehoor van enige ernstige moeilikhede en gebreke nie. Ons het wel iemand in ons gemeente wat die afgelope week met terminale kanker gediagnoseer is. Tans in Wilgers vir die eerste operasie en behandelings en goeders. Dat hulle net kan probeer om dit bietjie te stop en onder beheer te kry. So ek wil asseblief vra dat jy in jou gedagtes sal dink aan die persoon, en ons sal later toestemming kry om name te gee en te sê wie en wat en waar. Maar dit het redelik vinnig gekom en daar was geen waarskuwings nie. So toe hulle dit kry, toe sit te veel versprei. So ja. Ek wil welkom sê weer, en vanoggend wil ek met jou praat oor 'n vraag. Wat is vinniger as die spoed van lig? Nou, ek weet ons het 'n paar ingenieurs onder ons. Kan die ingenieurs onder ons vir my sê, weet wat is die wetenskaplike antwoord van die vraag? Wat is vinniger as die spoed van lig? Jan Paul? Wat is vinniger as die spoed van lig? Jy het dit op waarsity geleer. Kom herinner my. Hy skud sy kop. Weet julle hoekom? Nie omdat hy nie weet nie. Dis soos toe my dosent vir my gevra het wie het Hebreërs geskryf. Ons weet nie. Wat's vinniger as die spoed van lig? Niks wat ons van weet nie. Wetenskaplik gesproke is die spoed van lig die vinnigste. Nou, die spoed van lig. Net gou kyk, wie van julle hier ry 'n elektriese kar? Ry enige iemand hier 'n elektriese kar? Vol elektriese kar?
Nog nie. Ons is terug op die brug, hè. Ons is 'n bietjie agter ons. In elk geval, maar elektriese karre versnel nogal vinnig, maar hierdie is vinnig. Die van julle wat, ek is 'n trekkie, jy moet my so groet, ek net my vingers, is moeilik. Jy groet so as jy 'n trekkie is, nie may the force be with you nie, dis Star Wars, nee, jy groet, dankie Jan Paul, hy het my gegroet, hy spreek, Jan Paul praat Klingon, en as jy weet wat dit is jy stokke. Right, so daar is 'n Star Trek vliegtuigie, wat blykbaar vinniger is die spoed is van lig, want die spoed van lig is dit, 300.000 km per sekonde, nou nie eers 'n Lamborghini kom daar nie, al is ek baie lief vir Lamborghinis, 300.000 km per sekonde, dis 7.5 keer om die aarde in 1 sekonde, 7,5 keer om die aarde. Imagine jy kan so vinnig Kaap toe vlieg. Jy gaan 'n paar keer om die aarde kom, voor hulle die vliegtuig geland kry. Want die pilot gaan nog nie eers sê, die vliegtuig is aan nie, dan sy om die aarde. Dis hoe vinnig dit is. Nou, this is gonna boggle your mind. Die verste oos wat ons kan sien, en die verste wes wat ons kan sien, in die heelal, is 93 biljoen ligjare. 93 biljoen keer 300.000 kilometer. Maal 60, maal whatever, dis ligjare. Verstaan julle, die wiskunde, jou brein, my brein kan nie, dis 'n nommer wat jou calculator, jou rekenaar se skerm, as jy hom van bo tot onder, op die kleinste font stel, weet ek nie as vir jou rekenaar se skerm daai nommer kan neerskryf nie. Ewen sal sê ja, so ek sal hom glo. Nee, okay. So 93 biljoen ligjare is die verste oos wat ons kan sien, en al wat ons weet is, daar's nog iets aan die ander kant van dit. Maar ons kan dit nog nie sien. Daai afstand. Imagine ek het die langste arms op aarde. Wie was daai ou Mr. Elastic Man? Incredibles. Sy armpie so ver gevat het, nee? Imagine my arms is 93 biljoen ligjare uitmekaar uit. Nou, ligjare. Weet jy wat is die verskil tussen 'n jaar en 'n sekonde? Dis 'n hele klompie sekondes. Nou, die mens kan nog net met ons tegnologie het ons 1.28 ligsekondes getravel. Dis nie eers soveel op die wat ons kan sien met ons masjiene en teleskope en mikroskope en allerlei skope. Nee, dit kan nie. Hoekom wil ek hê jy moet dit weet? Want God sê, so ver soos die ooste van die weste af is, so ver vat hy my sondes van my af. So dis 300.000 kilometer per sekonde, die minute, of sekondes in 'n minuut, die minute in 'n uur, die ure in 'n dag, die dae in 'n jaar, dan maal 93 biljoen. Dis hoe ver hy my sondes wegvat. Dis ver. As jou kind in die kar klim en hulle wil weet hoe ver is die see, dis verder as dit. Nee? Die langste wat ek in my lewe getravel het, vandat ek in my kar geklim het, totdat ek by my destination aangekom het, die langste wat ek getravel het in tyd, was 48 uur. 2 dae. Dis niks. Hulle sê, as ons 'n ligjaar wil travel, dan moet ons 'n vliegtuig ontwikkel, 'n spaceship ontwikkel, wat multi-generational is. Met ander woorde, jy vlieg hom. Jy is die pilot. Dan kry jy kinders, dan vat hulle by jou oor die stok. Dan kry hulle kinders, dan vat hulle die stok oor. Dan kry hulle kinders, dan vat hulle die stok oor. Dan gaan ons nog nie 'n ligjaar getravel het. Daar's 93 biljoen van hulle. Ek wil hê jou brein moet breek. Weet jy hoekom? Want dis die afstand van sonde.
Die Here sê, so ver soos die ooste is. Kom ons draai dit om. As dit is hoe ver hy sonde van hom af soek. God sê, ek is heilig. Sonde pla my. Sonde is vir my 'n probleem. Ek kan dit nie voor my vat nie. Weet julle wat kan ek nie voor my vat nie? Die reuk van afval. Ek soek dit 93 biljoen ligjare van my af weg. Nee, nou die Here sê, hy voel so oor sonde. Hy kan dit nie vat nie. Hy sê so, hy weet die hele al is infinite. So hy sê, ek soek dit infinite afstand van my af. Ek soek dit nie naby my nie. Dis die afstand van sonde. So verstaan jy, hoe ver is jy van God af? Sien, dis die probleem. As gevolg van die feit dat ek en jy gebore is as sondaars, ons doen sonde. Selfs babas doen sonde. Weet julle hoe doen babas sonde? Hulle laat hulle ouers vloek en skree en hulle meer verloor en hulle maak hulle doeke vuil en babas doen sonde van hulle daai eerste teer doek vir jou gee. Dan pleeg hulle sonde want hulle laat hulle paas en maas struikel. Nou 'n pa hier gewees, toe sê hy soek sy seun, toe sê ek nee, maar jy het nog 2 spare, moenie worry oor daai. Nee, dis hoe mense partykeer voel oor jou kinders. Jy weet hoekom Abraham sy kind wou offer, want dit was nie 'n probleem nie, hy was 'n tiener. Nou, God kom en hy sê, sonde is hierdie probleem. Dit maak my ver van God se beloftes. Daar's meer beloftes in die Bybel as wat ons omtrent kan tel. Daar's verskriklik baie beloftes in die Bybel. Van hoe God vir jou wil sorg en vir jou wil lief wees en al daai goed, maar hy kan nie dit vir jou doen nie, want sonde is hierdie barrier, dis hierdie probleem, dis hierdie afstand tussen my en God. So ek gaan probeer om dit vir julle, sorry, hulle gaan 'n bietjie nie sit vanoggend nie, hulle gaan staan. So ek gaan vanoggend vir Mariet en vir Dippies wat baie selfbewus is en nie hou daarvan om voor mense te wees nie, vra om hier voor te kom staan, die Here wil hulle buite hulle comfort zone hê. En ek wil vir julle vra om gou hierdie lappie te vat. Elkeen vat 'n puntjie. Okay, nou gaan ons maak of julle huwelik probleme het. Okay, ek weet julle is baie gelukkig getroud, nê? Dippies, jy het op haar geskree en vir haar goed genoem wat jy nie bedoel nie, maar jy het een sonde gepleeg. Jy het aan 'n ander man gedink en jy het gedink jou man is vir jou kwaad, nê? Een stonde terug, nê? Okay. Jy het op die kinders geskree en vir hulle goed gesê wat jy nie moes nie, nê? Een tree agter. Okay. Jy het oor die stopstraat gery en nie geluister nie vir die spietkop nie, maar het jou nie gesien nie gelukkig. En right, kom ons gaan maar net aan. Julle doen sonde en sonde en sonde. Tree en tree en tree en tree en tree. Okay, right. 93 biljoen ligjare. Julle gaan lank staan. Staan, hou mooi vas, hou hom styf. Dippies nie man, het jou ma jou nie geleer hoe om lakens op te vou. Hou mooi, hou hom styf. Ek sê na die diens leer om lakens op te vou. Right. So hier's die probleem. Daar's jy, daar's God. Of daar's jy, daar's God. Ek net nou dink ek diskrimineer teen oor wie's God. Nou, daar's geen manier wat ek en jy hierdie afstand kan oorbrug nie. Ek kan al die goeie dinge doen wat ek dink om te doen. Hy kan vra sy is lief vir haar, hy kan vra blomme koop, sy kan hom vergewe, sy kan sê is alright, sy kan sê jy kan weer in die bed kom slaap, hy kan sê okay, ek het vir die bed betaal, as jy wil slaap, dan slaap jy en dan moet jy my nou maar vergewe, wat ook al. Sonde vat ons verder en verder uit mekaar. In die huwelik tussen my en God, dit vat ons verder van mekaar af weg. En hierdie gaping is nie menslik oorbrugbaar nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie, want elke keer wat jy sê sorry, die volgende oggend staan jy op, dan doen jy nog sonde. Die oudste persoon hier is meer as 80 jaar oud. Nee, ek het al hoeveel keer hierdie sommetjie gedoen. Maar kom ons sê, een sonde is 1 ligjaar. Nee? Sê nou jy doen 3 dag, dan doen jy 1000 sondes 'n jaar. Hier word hy, kos gee 'n bietjie afslag, nee? 1000 sondes 'n jaar. As jy 80 jaar oud is, dan is jy 80.000 sondes skuldig. Nee? Wat beteken jy's 80.000 ligjare van die Here af? As gevolg van jou sonde. Julle het nou gehoor hoe ver is 'n ligjaar. Dis vrek ver. So dis die afstand tussen jou en God. Ons het nou gehoor dat daar is nie iets al gebou wat jou kan help om so vinnig te travel. Dis 'n onoorbrugbare afstand. Dis die werklikheid. Sonde kom en dit sit 'n muur tussen my en God wat so breed is, so sterk is. Ek het die afgelope week, ons het
Ons het van die mure hier by die kerk, kry jy 'n bietjie vog, en dan moet jy 'n gat deur hom boor, en proppe insit, dat hy kan asemhaal, en ons moes die boorpunt bestel, om 'n gat deur daai muur te maak. Nou, ek het nog nie die muur begin boor nie, maar dit gaan blykbaar hierdie week gebeur, en, maar ek het al deur 'n betonblad probeer boor in my lewe. Dit vat vir ewig. Dis verskriklik. Nou imagine 'n muur tussen jou en die Here wat 80.000 ligjare dik is. Dis onoorbrugbaar. Dis hoe ver jy van God af is as gevolg van jou sonde. Dis hoe ver ek van God af was as gevolg van my sonde voor ek my lewe vir die Here gegee het, want sien, dis hoe dit werk. Nee, wat gaan hierdie punt, nou as ek van die video af, dankie Mariet, en hierdie punt by mekaar uitbring? Dankie, julle kan maar gaan sit. As jy dit kan doen, en net God kan dit doen. As jy dit 'n sirkeltjie kan maak, sien, nou kan ek nie die goed mooi vashou. Nee. God kan die punte by mekaar bring, so. Maak nie saak hoeveel biljoen ligjare oos en wes van mekaar af is nie, God bring dit by mekaar. Hy sê, ek vat tyd, ek vat afstand en ek buig dit. Ek bring dit by mekaar, sodat ek en jy so naby aan mekaar kan wees, soos die twee kante van hierdie papier. Al kan die letters van hierdie kant nooit skuif na hierdie kant toe nie, sê God, kom ek wys jou, kry ek het reg, so. En dis hoe God my en jou sonde oorbrug, en hoe kry hy dit reg? Nie met 'n starship nie, nie met 'n spaceship nie, nie met iets wat warp speed gaan nie. Hierdie afstand tussen my en God, oorbrug hy deur die bloed van Christus. Jesus wat die ultimate prys aan die kruis betaal, maak dat daai afstand, daai muur, dis weg, dis afgebreek, dis niks. God kom en hy sê, ek tree in. Want as jy van jou punt af waar jy is, na God toe probeer kruip, elke dag gee jy een tree wat jy kruip nader aan God, en elke sonde is een tree verder van God af, ek het vir jou slegte nuus, jy gaan nooit daar uitkom nie. Ek kyk in die week, kyk ek een van die stages van die Tour de France, en ek het nou die berg se naam vergeet, is in elk geval in Frans, ek kan dit nie uitspreek nie, nee, maar dis die mees bekende klim in die hele Tour de France. Dit lyk of die ouens as hy fietsry, dan vat hy so aan die teerpad, so styl moet hy opklim. En ons letterlik van die ouens wat halfpad teen hy opdraande, as hy ophou trap, dan gaan sy fiets agteruit. Die een ou, sy fiets, hy kry puncture, teen hy skruilte. Nou moet hy weer sy fiets aan die gang kry. Nou kom hulle van agteraf, nou probeer hulle hom stoot, en so los dan. Dis ek en jy, as gevolg van ons sonde. Ons kan nie nader aan God kom nie. Maar God sê, ek weet dit. Ek sal dit oorbrug. Ek sal my seun stuur, hy sal betaal. Om die krag en deur sy kragte te oorbrug, om daai pyn van afstand op te los. Nou is ek nie meer ver van God af nie. Ek is so naby aan God, hy's in my. Hy's nie eers langs my nie, hy's in my. Ek is nie ver van God se beloftes in nie. Dis waar in my lewe. God se eerste belofte is, jy's my kind, en ek is jou God. Dit sal niemand kan dit van my vat nie. Sy volgende belofte is, ek is by jou, elke oomblik van elke dag. Sy volgende belofte is, ek het vir jou 'n plan en 'n hoop en 'n toekoms. En hy begin daai goed waarmaak, een vir een. En die wêreld kom en hy gooi my met storms en moeilikheid en slegte nuus en whatever. En God sê, ek is by jou. En dan doen jy sonde, dan voel jy ver van God af. Dan sê God, maar jy kan ver van my af voel. Maar dit is net jou gevoelens, en moenie jou gevoelens vertrou nie. Ek is so naby aan jou, ek is binne in jou. Selfs al doen jy sonde, want deur my seun het ek my gees in jou gesit. En nou kan jy die vrede beleef van nabyheid. Jy's nie meer 'n vreemdeling nie, nie meer 'n bywoner nie. Jy's 'n hemelse burger. Jy's 'n kind van God. Ek is iemand wat glo dat God mors nie ervaring nie. Dat God sekere dinge toelaat, dat God sekere dinge laat gebeur in jou lewe, sodat hy dit kan, dan kan hy dit gebruik.
Iets wat van julle weet en wat nie almal van julle weet nie, en ek gaan dit gebruik vanoggend sodat jy hierdie saak verstaan van hoe dit is om naby God te wees, is die feit dat ek is 'n aangenome kind. Ek het 5 pleegouerpare gehad voor my ouers my aangeneem het finaal, en ek het 'n huis gekry en 'n plek wat ek kon sê, dis huis en hierdie is pa en hierdie is ma, maar dis nie my pa nie en dis nie my ma nie, dis wettig my pa en wettig my ma, my biologiese pa, my biologiese ma is missing. En soos wat jy groter word jy groot met hierdie, ek is deel van hierdie, maar ek is nie deel van hierdie nie. Dis hoe dit voel in 'n mens se kop. En hulle kan jou lief hê en hulle kan omgee soveel soos wat hulle wil, en jou ma kan vir jou vertel en dit vir jou wys en dit vir jou leef dat jy's uit haar hart uitgebore, maar eers kom die duiwel en hy staan die hele tyd hier op jou skouer en hy sê vir jou, maar jy hoort nie hier nie, jy pas nie hier in nie, jy's 'n vreemdeling, jy's 'n bywoner. En dan en dit is hoe ek was, voordat my ma my aangeneem het en gesê het, hulle kies my, hulle vat my, hulle neem my aan, hulle gaan my groot maak. Skielik het ek 'n plek, 'n huis. En omdat dit in my geskiedenis is, het ek hierdie besef van wat dit beteken, wanneer God vir my sê, jy was nie my kind nie, maar nou is jy my kind. En het dit God iets gekos, om daai status van my te verander, om my te vat van vreemdeling na 'n hemelse burger, van 'n weeskind in sonde na 'n kind van God. Dit het hom sy seun gekos. Jesus moes betaal sodat ek kan genoem word 'n kind van God, 'n seun van God, sodat ek kan sê Jesus is my broer met respek. Hy's ook my verlosser. Sodat ek daagliks met God kan praat, met hom tyd kan spandeer sonder dat daar hierdie afstand van sonde is. Dis hoekom elke keer as ek bid, voor ek stilte tyd hou, dan bid ek, dan sê ek, Here asseblief verwyder die sonde tussen my en U. Enigiets wat ek gedoen het, bewustelik of onbewustelik, Here, woorde, gedagtes, dade, as ek iets vergeet het wat ek moes gedoen het, as U my deur die Gees iets gesê het wat ek moes gedoen het en ek het nie gehoor nie of nie geluister nie of nie opgelet nie, Here asseblief vergewe dit, vat dit weg. Hoekom bid ek daai gebed voor stilte tyd? Sodat ek kan weet, nou is daar niks tussen my en God nie, dis vergewe, die afstand is oorbrug. Ek het hierdie direkte, onbelemmerde toegang tot die Vader, hy hoor my, hy praat met my, ek praat met hom. En dis wat God doen. Hier sit ons vanoggend, mense van verskillende dorpe, van verskillende rugbyspanne, van verskillende politieke oortuigings dalk selfs. Ons is mense wat, ons lyk anders, ons praat anders, ons doen anders. Die goed wat ons in ons huise doen is verskillend. Die goed wat jy van hou, die goed wat jy eet, die goed wat jy nie eet nie. Al daai goed is verskillend en tog kom ons hier by mekaar en as ons hier by mekaar is, dan voel ons soos family. Ons kuier saam, ons drink saam koffie. Hoekom? Want God se Gees sê hy het ons 'n eenheid gemaak. Deur Jesus het ek hierdie massiewe familie. Ek het die voorreg gehad om al in kerke op ander plekke in die wêreld te wees. In lande waar ek was al in 'n kerk of twee waar ek nie eens die taal kon praat van die mense wat daar is nie. En nog steeds voel jy soos hierdie persoon se boetie of sussie. Want hulle ken God en jy ken God en die taal wat jy praat is dieselfde. God kom nie net en hy breek die vyandigheid af tussen my en hom nie, hierdie muur van sonde nie, hy breek dit af tussen mense. Wat is vinniger as die spoed van lig? Jesus se lig. Wat skyn in jou donker? Daai lig wat Tersha nou oor gesing het. Wat is vinniger as die spoed van lig? Die spoed van God se genade. Dis vinniger as 300,000 km per sekonde. Dit travel oor tyd, dit travel oor afstand. Jesus het 2000 jaar terug aan 'n kruis gesterf vir my en vir jou. Maar hy's hier vandag. Hy staan voor jou en hy sê, het jy al my aangeneem as jou verlosser? Want as jy nie het nie, dan is jy ligjare van my af en ligjare van die hemel af weg. As jy 'n vliegtuig opstart en jy wil Kaapstad toe vlieg, of jy wil New York toe vlieg, of jy wil Chicago toe vlieg, of jy wil Brisbane toe vlieg, of jy wil New Zealand, waar ook al jy wil heen vlieg. En daai vliegtuig is net 1 graad verkeerd. Dan gaan jy die kontinent mis op die einde van die roete.
of jy staan die gevaar om dit te doen. Nie eers, daar is die aanloopbaan, jy gaan hom mis nie, jy gaan die kontinent misvlieg. So die Here kom en hy sê, jou lewe is op hierdie pad al meer weg en weg en weg en weg van hom af. En die afstand tussen jou en God word groter en groter en groter. Hoe ouer jy word, hoe meer jy leef, hoe meer jy doen. En jy probeer self, jy gaan kerk toe, jy lees Bybel, jy doen 'n klomp goed, jy sê 'n gebed of 2, jy koop 'n Bybel, jy kleer hom in, jy doen 'n klomp goed, en dan val jy weer terug, en dan is dit weer wat ook al se sonde en diese ding, en jy val weer terug, in 'n jaar of 2 mis jy weer die Here, en jy's 'n student, en jy mis die Here heeltemal, jy kuier ander dinge raak, en jy kuier die Here mis, en dan kry jy kinders, en dan kom jy agter, nou is die Here nodig, hier's nou moontlikheid, en dan, of iemand gaan dood, en nou het ons weer die Here nodig, want dis wat ons doen as mense. Maar daai afstand tussen jou en God, dis onoorbrugbaar. Jy kan die Bybel opsê soos 'n rympie, dis onoorbrugbaar. Jy kan bid die mooiste gebede met die mooiste woorde, daai afstand is onoorbrugbaar. God, daai afstand word eers oorbrug wanneer jy een gebed bid. Here, hier is ek, 'n sondaar. Vergewe my. Maak my u kind. 80.000 ligjare weg. In minder as 'n sekonde, in 'n oogwink. En jy en God is een. En julle bly een. En dit wil God vir jou vandag kom doen. As jy nog nie jou lewe vir hom gegee het nie, dan is vandag jou kans. As jy dit gedoen het, maar jy toegelaat dat sonde jou weer al verder en verder weer wegvat van God af, dan is dit tyd dat jy moet eerlik raak oor hierdie crap in die middel. Hierdie goed. Want dit stink erger as afval. En die Here sê, ek kan dit nie vat nie. Dit werk nie vir my nie. Ek kan dit nie voor my oë verdra nie. Ek en jy moet met die Here praat. Maak toe jou oë. Maak toe jou oë. As jy nog nooit daai gebed gebid het, nog nooit jou lewe vir die Here gegee het nie, as daai afstand tussen jou en die Here nog so wyd is, soos die ooste van die weste af is, as gevolg van die sonde in jou lewe, en jy wil dit nou doen, gaan ek jou nie vra om jou hand op te steek nie, ek gaan nie jou vra om hier voor te kom staan nie, ek gaan nie vra dat jy jouself verneder nie, jy gaan jouself verneder voor God, dis al wat jy gaan doen, jy gaan in jou gedagtes nou stil agter my aan bid, jy gaan in jou gedagtes bid, agter my aan net hierdie woorde, Here, hier is ek. Ek is 'n sondaar. Vergewe my. Here, dankie dat u seun vir my aan 'n kruis gesterf het. Ek weet nie noodwendig wat dit beteken nie, maar ek wil uitvind, Here. Vergewe my. Maak my 'n kind van God, 'n burger van die hemel. Here God, ek wil nie vir u 'n vreemdeling wees nie. Ek wil u kind wees, Here. Dankie dat u my nou vergewe het. Dat al die sondes van my lewe bestaan nie meer nie. Dis weg. Dis uitgevee deur die bloed. Ek is 'n nuwe mens. Kom Heilige Gees en vul my. Help my om stukkie vir stukkie nader aan God te beweeg. Help my om stukkie vir stukkie meer en meer van myself vir God te gee, soos wat ek agterkom. Hoe om te lyk en te leef soos 'n kind van God. Dankie dat u my pappa is. 'n volmaakte pappa. Stap saam met my die lewe in. Mag ek altyd u hand vashou. Dit bid ek, Here, as u kind nou. Amen. Hou toe jou oë, as jy daai gebed nou gebid het, dan sê Johannes 1 vers 12, almal wat God is aangeneem het, het hy die mag en die reg gegee om kinders van God genoem te word. Jy is nou 'n kind van God en nou 'n partytjie oor jou in die hemel. Maar as jy hier sit en jy het ergens somewhere op skool of op 'n kamp of op een of ander saak by een of ander plek of een of ander diens, een of ander geleentheid jou lewe vir die Here gegee en jy het afgedwaal en jy het so 'n bietjie die grade gemis en jy het toegelaat dat daai
ligjare weer gebou word tussen jou en die Here met sonde. En jy wil recommit en vir die Here sê, sorry Here, ek weet niks kan my uit die hand uithaal nie, maar ek het self uitgeklim. Dan is dit nou jou kans om vir die Here te sê, Here, vergewe my. Ek is u kind, ek dra u naam. Here, maar net in my hemelse ID-boek, my lewe lyk nie so nie. Mag my lewe, my besluite, my dade, hoe ek leef, mag dit spreek van die feit dat ek u kind is, Here. Vergewe my die foute in my huwelik, vergewe my die foute met my kinders, vergewe my die foute met my werk of familie of wat ook al, Here. Vergewe my die sondes wat jy ook al gepleeg het. Dankie Here Jesus dat u nou in die klap van 'n vinger, in 'n oomblik, die afstand tussen my en God oorbrug het. Dankie Here dat ek en u nou weer een is. Al my sondes is vergewe. Here, dankie. Dankie vir u liefde. Here, as deel van ons dankie wil ons u nou dien met ons tiendes en ons offergawes. Wil ons uit dit wat ons het, wat u vir ons gee, dit wat u vir ons gun, wil ons nie sê, Here, hoeveel van my geld gaan ek vir u gee nie. As ons aan u behoort, dan behoort alles wat ons is en alles wat ons het, behoort ook aan u. As ons tiende geef, moet ons vra, Here, hoeveel van God se geld gaan ek vir hom teruggee? Kom ontvang dit, Here, met liefde en blymoedigheid. Ons bid dit, Here, in u naam. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. As jy vanoggend jou lewe vir die eerste keer vir die Here gegee het, wil ek jou asseblief vra. My telefoonnommer is op die blaadjie. Stuur vir my 'n WhatsApp en sê ek het vandag my lewe vir die Here gegee en ek wil saam met jou gaan koffie drink en ek wil vir jou vertel wat dit beteken en ek wil dalk hoor of jy 'n Bybel het en as jy nie een het nie, gaan ek vir jou een geskenk gee en dan gaan ons gesels oor hoe lyk hierdie nuwe pad wat vir jou voorlê, hierdie exciting hoofstuk en ek gaan jou welkom sê in God se familie. So vanoggend se seën kom uit Efesiërs 3. So hierdie hele week en die week wat kom, eerste helfte lees ons nog Efesiërs deur. In Efesiërs 3 is daar hierdie woorde. Mag God deur sy gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan jou die krag gee om innerlik sterk te word. Mag jy in staat wees na vanoggend om te begryp hoe breed, hoe lank, hoe hoog, hoe diep sy liefde vir jou is. Jy kan dit nie fathom nie. Ons kan nie so ver sien nie. God se liefde is groter as wat jy ooit sal besef. En mag jy as gevolg daarvan Christus se liefde wat verstand te bowe gaan beleef. En mag jy as gevolg daarvan heeltemal met die volheid van God gevul word en oorborrel van God se liefde in 'n stikkende wêreld. Amen.